Geld en genade. 'n Mens kan wonder wat het hierdie twee met mekaar te doen, want gewoonlik dink ons aan genade as iets wat gratis is, dis 'n geskenk. Jy kan nie daarvoor werk nie, jy kan dit nie verdien nie, jy kan dit beslis nie koop nie. Jy kry dit. Genade is iets wat God vir jou gee as 'n geskenk en jy kan dit maar net in die geloof ontvang. Geld aan die ander kant is 'n harde werklikheid. Meestal dink ons maar iemand moet dit verdien om dit te kry. Jy moet nie sommer net vir iemand dit gee nie. Ons hou nie van wat hulle in Engels noem handouts nie. Mense moet verdien wat hulle kry. Ons praat ook nie verniet van harde kontant nie. Nou nie dat ons meer met kontant werk nie, maar dis 'n harde werklikheid. Jy moet verdien, ek verdien dalk meer as wat jy verdien en so aan. Geld is 'n kompeterende werklikheid. Nou hoe raak geld en genade hierdie werklikheid van God se onverdiende goedheid vir ons en hierdie harde kontant waarvoor ons werk en wat ons verdien, hoe raak hierdie twee aan mekaar? Paulus skryf in 2 Korintiërs vir die gemeente oor baie dinge, maar hy skryf ook oor geld. Eintlik skryf hy oor die nood van die gelowiges in Jerusalem. En dan sê hy vir die mense, maar daar's hongersnood, die mense ly honger en ons wil geld insamel. Julle het al meer daarmee begin, maar ek wil julle moet daai insameling klaarmaak. En hy wil hulle aanspoor op 'n sagte, liefdevolle manier aanspoor om te gee, om geld te gee wat na Jerusalem toe kan gevat word, sodat die gelowiges daar gehelp kan word. En wanneer hy nou vir hulle wil aanspoor om te gee, dan herinner hy hulle aan 2 voorbeelde. Die voorbeeld van ander gemeentes, maar bo alles die voorbeeld van Christus. En hy gebruik oor en oor die woord genade. Genade en geld. Dis in geld dikwels waar 'n mens se geloof prakties word en hoe jy met geld werk en wat jy met geld doen, wat jy bereid is om te gee. So kom ons luister eers na wat Paulus sê en dan dink ons so 'n bietjie na daaroor. Hy skryf in 2 Korintiërs 8 vers 1: Ons laat julle ook weet, broers, van die genade van God wat aan die gemeentes in Macedonië gegee is. Dat hulle te midde van swaar beproewing as gevolg van verdrukking, hulle oorvloedige vreugde en hulle diep armoede laat oorvloei het in 'n rykdom van vrygewigheid van hulle kant af. Ek getuig dat hulle na vermoë, ja selfs bo vermoë bereidwillig was. Hulle het pleitend by ons aangedring om deel te kan hê aan die genadewerk van hulpverlening aan die heiliges. Dit was nie slegs soos ons gehoop het nie. Trouwens, hulle het hulle self eers aan die Here gegee en toe deur die wil van God ook aan ons. Gevolglik het ons Titus sterk aangemoedig om, soos wat hy hierdie genadewerk reeds begin het, dit ook by julle te voltooi. Soos julle nou oorvloed het aan alles, geloof en welsprekendheid en kennis en alle gawes en die liefde wat deur ons toedoen onder julle is, sorg dat julle ook by hierdie genadewerk oorvloedig is. Ek sê dit nie as 'n opdrag nie, maar om aan die hand van ander se ywer die egtheid van julle liefde te toets, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy wat ryk was ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. So, wat het geld en genade nou eintlik met mekaar te doen? Paulus sê alles. Hy praat met hierdie gemeente. In die eerste plek, nie oor die gemeente in Macedonië regtig nie, nie oor hulle self nie, nie eers oor die nood in Jerusalem nie. Hy praat in alles wat hy sê met hulle in die eerste plek oor God. Die God wat homself bekend gemaak het in Jesus Christus. Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy wat ryk was, arm geword het ter wille van ons, sodat ons deur sy armoede ryk kan word. Nou, wat bedoel Paulus daarmee? Ja, Paulus dink definitief daaraan dat Jesus Christus as die Seun van God sy hemelse heerlikheid prysgegee het, soos wat hy in Filippense 2 ook sê, dat hy alles prysgegee het om 'n mens te word, 'n mens net soos ons, en dan 'n nederige mens. Filippense 2 sê Paulus self soos 'n slaaf geword het. Hy het nie die soort mens geword wat in paleise woon en wat met mag en eer bekroon is en wat met sakke vol geld sit nie. Hy het 'n doodgewone mens geword, gebore in 'n stal, gelewe
in 'n timmermanswinkel in Nazareth geloop as hawelose amper kan jy sê op die stofpaaie van Judea en Galilea. Iemand wat sê jakkals het gate en voëls het neste, gestroop uiteindelik van alles wat hy besit. So as sy laaste bietjie besittings weggedobbel is onder die kruis, verlate deur mense, gestroop van alle menslike heerlikheid en mag, totdat hy naak aan die kruis gesterf het, met niks om vir sy lewe te wys nie, in terme van geld, in terme van besittings, in terme van eer, in terme van heerlikheid nie. Hy het so arm geword met 'n armoede wat ons onsself nie kan voorstel nie, wat ons nie kan dink nie. Maar uit hierdie armoede, sê Paulus, hierdie armoede van Jesus, het ons ryk geword, en is dan duidelik dat hy nie dadelik praat oor ons bankbalans nie, maar dat hy vir ons wil sê, dat 'n ander soort rykdom in ons lewe gekom. 'n Rykdom daarvan om te kan weet, ek is 'n kind van God. Die rykdom daarvan om te kan weet, ek het die ware lewe gevind in Christus. Die rykdom van vreugde en van dankbaarheid vir dit wat Christus vir my gegee het. Die rykdom van genade. Genade wat ook nou deur geloof my deel word, dat ek kan weet, ek is 'n begenadigde mens. My sonde is vergewe, ek is aangeneem as kind, ek het die ewige lewe. 'n Rykdom van blydskap, omdat ek myself 'n kind van God die Vader mag noem. 'n Rykdom van dankbaarheid, omdat ek kan weet, Christus het genoeg gedoen vir my. 'n Rykdom van lewensvolheid, omdat ek kan weet, God woon deur sy Gees in my. Die Gees is vir my gegee, en daarom loop my lewe oor in geloof en in liefde en in hoop. Dis die rykdom waarvan hy praat, die rykdom wat ons in Christus ontvang. Nou wat het dit alles met geld te doen? As ek dan nou sê die rykdom wat ons deur Christus ontvang, is nie die rykdom van 'n groot bankbalans nie, maar is hierdie innerlike rykdom van die lewe wat ons in Christus en deur die Gees kry. Wat het dit dan nou met my geldsake doen? Nou Paulus antwoord daardie vraag deur ons te vat na 'n paar gemeentetjies in Macedonië, Filippi en ander, arm gemeentes. Gemeentes wat hy sê wat swaar vervolg word, wat waarskynlik aan armoede ly, omdat hulle as gevolg van hulle geloof uitgeskuif is deur die wêreld, miskien hulle werk verloor het. Soos mense wat bitter swaar kry. Dis mense wat bitter arm is. Maar dan hoor hulle van 'n insameling om gelowiges in Jerusalem te help. Nou die gelowiges in Jerusalem het swaar gekry, omdat daar in die tyd van die keiser Claudius, die tyd waarin Paulus skryf, geweldige hongersnood in die land was. En hulle is waarskynlik ook uitgeskuif in hulle samelewing, en hulle kon ook nie vir hulle self sorg nie. En hierdie gemeentes wat swaar kry in Macedonië, hoor van daai ver gemeentes in Jerusalem, wat ook swaar kry. En hulle hoor dat Paulus geld insamel om die armes in Jerusalem te help. En dan word hulle beweeg. Hulle word beweeg deur genade, en hulle dring aan om by te dra. Paulus sê dis asof hulle armoede in hulle swaar kry oorvloei in vrygewigheid. Het vloei oor in vrygewigheid. En nou skryf Paulus dit om vir die Korintiërs duidelik te maak dat hier 'n wonderwerk gebeur het in Macedonië. Hier is mense, sê hy, wat hulle self vir God gegee het. Hulle het ontdek dat God homself in genade vir ons gegee het. Dat God sy seun vir ons gegee het, dat die seun sy lewe vir ons gegee het, dat die Gees vir ons uitgestort is, dat God homself volledig vir ons gee, in ons armoede, sodat ons hierdie innerlike rykdom kan hê. En daarom, omdat God homself vir hulle gegee het, sê hulle, maar ons wil onsself ook vir God gee. Ons wil onsself ook vir God gee, en om onsself vir God te gee, beteken dat ons onsself ook soos Christus vir ander mense gee. Dat ons dit wat ons het, ja selfs meer as wat ons het gee, want die genade beweeg ons om genade te bewys. Die genade wat ons ontvang het, onverdiend, beweeg ons om onverdiend genade te bewys. Die genade wat God vir ons gegee het, beweeg ons om ons harte en ons hande oop te maak en te gee vir ander. Paulus wys nou op hierdie voorbeeld van mense wat hulle self gee, omdat hulle genade beleef het, omdat hulle genade verstaan, nie net met die kop as 'n begrip nie, maar met die hart as 'n ervaring, sodat hulle genade ook doen met hulle hande deur te gee. Hy skryf vir ons oor hierdie gemeente in Macedonië, vir ons te sê, wil julle nie ook so wees nie. Dit skryf hy vir die Korintiërs, en dit sê hy eintlik ook nou deur hierdie boodskap vir ons, of laat ek liewer sê, ek glo dis wat die Gees vir ons sê, wil julle
nie ook so wees nie. Het gaan met ander woorde nie daaroor, en dis baie duidelik as jy die hele 2 Korintiërs 8 en 9 deurlees. Het gaan nie daaroor dat hier vir ons nou 'n reël voorgeskryf word. Dit moet jy gee. En nou word jy verplig om te gee. En as jy gee, dan verdien jy iets by God. En as jy nie gee nie, nou ja, dan gaan jy gestraf word. Het gaan nie oor daardie soort godsdienst nie. Het gaan nie oor iets wat ons wil manipuleer sodat party mense nou kan ryk word deurdat ons gee nie. Het gaan nie daaroor dat ons skuldig moet voel of dat ons beweeg word om 'n plig na te kom, om 'n reël na te kom nie. Dit gaan oor die eenvoudige vraag: watter soort mens wil jy wees? Wil jy 'n mens wees wat suinig lewe, wat met 'n toe hande, 'n toe hart, 'n geslote verstand lewe, wat sê wel ek hou wat ek kan kry en ek klou daaraan vir myself? Of wil jy iemand wees wat oorvloei, wat so oorweldig is deur die genade en die goedheid van God, dat dit jou denke oopmaak, dat dit jou oë oopmaak vir ander mense wat in die nood is, dat dit jou ore oopmaak vir die noodkrete wat by jou uitkom, dat dit jou hart oopmaak, dat dit jou hande oopmaak. Wil jy soos Christus wees? Wil jy soos daardie gemeentes in Macedonië wees? Of wil jy liewer 'n suur mens wees wat maar net alles vashou wat jy het? Ek herinner my daaraan dat ek 'n klompie jare terug 'n nuusberig gelees het van mense, familie wat daar was hierdie ou oom en familie, ek dink dit was in Amerika of ergens, was hierdie ou oom wat altyd gekla het oor hoe swaar hy kry. Hy het in hierdie ou vervalle huis gebly en altyd gesê hy het nooit geld en hy het ou stukkende klere gedra en hy het uiteindelik vir mense gevra, gee vir my en so aan. En almal het hom jammer gekry en toe hy dood is, toe gaan hulle in sy huis in. Hierdie oom wat so swaar gekry het en wat so vervlenterd gelewe het. En hoe meer hulle in die huis soek, 'n huis wat soos 'n tipiese opgaardershuis oorvol goed is, hoe meer kry hulle geld. Laaie vol geld, houers vol geld, tot in die kelder en as al klomp geld weggesteek. Toe besef hulle, hierdie oom het eintlik gesit op 'n rykdom. Maar hy het nie geweet hoe om daarmee te lewe nie. Sy rykdom het hom afgesluit van ander mense. Sy rykdom het hom 'n opgaarder gemaak. Sy rykdom het gemaak dat hy uiteindelik verword het tot 'n mens wat net kon kry, wat net kon gryp, wat net kon hand uithou, maar wat nie iets gehad het om te gee nie. Dit het hom gevat op 'n plek wat ek glo baie, baie ver van God is. Alhoewel ek dink God moet 'n hartseer na so iemand gekyk het om te dink, jy sit op so 'n rykdom en jy weet nie hoe om daarmee te lewe nie. En dit is, glo ek, wat Paulus vir die gemeente wil sê. Ons moet nooit op rykdom sit en nie weet hoe om daarmee te lewe nie. En as ons wil weet hoe ons met ons rykdom wil lewe, en nou kan 'n mens dink aan watter rykdom jy ook al het. Dit kan dalk 'n rykdom in geld wees, 'n rykdom in besittings, dit kan dalk 'n rykdom in tyd wees, dit kan dalk 'n rykdom wees in vermoë en talente en in gawes. Dit kan dalk 'n rykdom wees, doeteenvoudig dat jy die vermoë het om te luister, om te gee, om te verstaan, om te help. Of wat 'n rykdom ek ook al sê, dit maak nie saak nie. Maar bo alles hierdie rykdom van geloof en hoop en liefde wat God deur die Gees in my uitgestort het. Ek kan op daai rykdom gaan sit en dit moet niemand deel nie. En dan glo ek bedroef uit die Gees en behoort ons ook daaroor te treur. Of ek kan vra, waar kan ek leer om iets te doen met my rykdom? En waar beter as by Jesus Christus? Waar beter as by die gemeentes in Macedonië wat by Christus geleer het, dat ek nie net my rykdom nie, maar selfs my armoede kan laat werk om vir ander mense iets te beteken, om vir ander mense tot seën te wees, om vir ander mense die lewe beter te maak. So ek wil vir jou vra, dink so 'n bietjie oor wat jy het in jou lewe, of dit baie is en of dit min is. Dink 'n bietjie aan die voorbeeld van ons Here Jesus Christus, die genade van ons Here Jesus Christus, wat arm geword het sodat ons ryk kan word. Dink aan daai gemeentes in Macedonië, wat uit hulle armoede, uit die oorvloed van hulle armoede, sê Paulus, oorgeloop het in vrygewigheid. Nou vra vir jouself, wie is die God van Christus, die God wat homself bekend gemaak het in Christus? Wie is die God van daai gemeentes? Wie is my God? En wat beteken dit om my lewe in lyn te kry met daardie God? Om
op my rykdom, met my rykdom te lewe, soos wat God met sy ewige rykdom lewe. Dis hoe geld en genade ook by mekaar uitkom. Want waar die genade my beweeg, my hart, my verstand, my oor, my oë, my menswees, my hande oop te maak, my beursie oop te maak vir ander, daar weet ek dat die genade sy doel bereik het. Amen. So kom ons bid nou. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees jou rykdom wees en mag jy daardie rykdom met 'n oop hart, oop hande met ander deel. Amen.